Dag sê, ek gesels met jou in 'n reeks oor die 10 melaatses. En vandag wil ek graag vir jou lees daar uit Lukas 17 vers 14. En as titel gebruik, geloof is om te gehoorsaam. Hoor wat sê die woord vir ons in hierdie gedeelte. Toe hy hulle sien, sê hy, gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. Dit sê hy daar in Lukas 17 vers 14. Toe hierdie 10 melaatse manne op 'n afstand na Jesus staan en roep, het hy nie geïgnoreer of vermy soos ons waarskynlik sou doen nie. Sy oë en sy hart het hulle nie misgekyk nie. Maar dan gee hy vir hulle 'n vreemde bevel. 'n Bevel wat hulle geloof sou toets. Hy sê vir hulle, gaan wys julle vir die priesters. Nou waarom het Jesus hulle nie eers, soos met ander melaatses wat hy genees het, gesond gemaak en daarna na die priesters gestuur nie? Dis weer eens 'n geval waar Jesus die mense se geloof getoets het. Onthou jy met die verlamde man by die bad van Bethesda daar in Johannes 5? Vir hom het Jesus gesê om op te staan, sy bed op te tel en huis toe te gaan, dit terwyl hy nog lam was. Hy het hom nie eers gesond gemaak nie. Eers toe die man Jesus sy oënskynlik onmoontlike opdrag uitvoer en opstaan, het sy genesing plaasgevind. Hierdie 10 melaatses het dalk na mekaar gekyk en oor die vreemde opdrag geredeneer. Die wet het immers bepaal dat hulle net na die priesters toe kon gaan as hulle gereken het, hulle is gesond. Genadiglik het hulle hierdie bevel van Jesus uitgevoer. Hulle het dus opgetree asof hulle reeds gesond was, terwyl hulle nog oortrek was met melaatsheid. Daar was vir hulle net een manier om vas te stel of Jesus se woorde krag gehad het. Hulle sou sy woord moes vertrou en gehoorsaam. Hierin lê ook vir my en vir jou 'n belangrike les oor geloof opgesluit. Wanneer die Here met ons praat, wanneer ons seker is, wanneer ons weet sy woord is op ons gerig, moet ons hom teen die sigbare en die rasionele in vertrou en gehoorsaam. Dis wanneer dit help om se kindjie net te glo en te vertrou. Kom ons bid so tot die Here. Here, dankie dat U my leer wat geloof beteken. Help my om ook U stem en U woord te gehoorsaam. Amen. Seënwense vir jou.